Hallo, ons gaan in hierdie video oor die kenmerke van ons produk gesels. Die staal wat ons vir die meganisme en loop in ons produk gebruik, is vir ons baie, baie belangrik. Ons moet dit gaar spesifiek beklemtoon. Vir die loop en meganisme van ons produk gebruik ons 4340 veredelde staal. Hierdie materiaal word nie in Turkye vervaardig nie. Dit is 'n materiaal wat 2 keer so duur is as 4140 staal. Die rede waarom ons dit gebruik, dis iets wat ons by baie materiale sien. Dit hou natuurlik ook verband met die hittebehandelings wat gedoen word. Wanneer ons produkte sien wat hier gekraak het of daar gekraak het of op ander plekke gekraak het, het ons op 4340 staal besluit. En die prosesse wat ons daarop sal toepas, of eerder ons het besluit op die finale prosesse wat ons nou gaan uitvoer. Ons verwerk 4340 veredelde staal. Ons verwerk hierdie materiaal uit 'n 10 mm staaf. Dit is ook nie gegiet nie, want by gietwerk ontstaan daar dikwels gietkrake en dit werk nie vir ons nie. Ons wil nie hê dat selfs een van ons produkte met 'n probleem na ons terugkom nie. Nadat die materiaal uit die 10 mm staaf verwerk is, ontstaan daar hitte op die oppervlak terwyl die loop en meganisme gevorm word. As gevolg van hierdie hitte ontstaan daar 'n verskil tussen die materiaal se werklike hardheid, die kernhardheid en die oppervlakhardheid. Om hierdie verskil, dus tussen die kernhardheid en die oppervlakhardheid gelyk te stel, doen ons dit op 0.25. Wat beteken ons onderwerp die loop en meganisme aan 'n spesiale proses? Dit wil sê, ons onderwerp dit aan hittebehandeling, maar hierdie hittebehandeling word gedoen tot 'n diepte van 0.25 mikron vanaf die oppervlak afwaarts na die kern toe. En hierdie materiaal bly vir 24 ure in die oond. En die materiaal word stuk vir stuk opgehang wanneer dit in die oond geplaas word. Ons pak dis nie 30, 40, 50 of 100 stukke op mekaar vir hittebehandeling nie. Hoekom? In hierdie tipe hittebehandelings word die buitenste materiale harder terwyl die binnestes minder hardheid kry. So kry mens probleme waar dit hier 47 Rockwell is, daar 42 en sê maar hier 35 Rockwell. Daarom bind ons hulle een vir een vas. Soos ek gesê het, bly dit vir 24 uur in hierdie oond. Nog 24 uur haal ons dan die materiaal uit die oond uit. En ons doop dit in olie, wag vir 10 tot 15 sekondes en haal dit dan weer uit. As gevolg van hierdie proses verander ons materiaal wat bont uit die oond gekom het na 'n gitswart kleur. So, daar is geen verf op hierdie loop en meganisme nie. Daar's geen deklaag nie. Daar's geen Cerakote. Ek krap dit so met my naal. Dit vuil my naal af. Ek vuur dit af. Daar's niks nie. Hoekom? Nadat die materiaal met gereedskap gemachineer is, wat die oppervlak sag. Maar met hittebehandeling het ons die oppervlakhardheid herstel en 'n harde oppervlak verkry. Kyk hier na die werking van ons meganisme. Byvoorbeeld, ek gee jou 'n voorbeeld. Kyk hier, daar's minimale wrywing betrokke. In baie produkte begin dit hier of begin dit daar ensovoorts. So al hierdie dinge. Ontwerp, tekening en ons haal dit direk so uit die CNC-masjien uit. Nêrens op ons materiaal nie, in die meganisme of die loop of enige ander plek na verwerking nie. So tot dit by montering kom, is daar geen vuil of skuurwerk nie. So geen afwerking word in enige deel van ons fabriek of buite op hierdie produkte gedoen nie. So om dit weer kortliks te stel, 'n materiaal kom onder normale omstandighede in 'n halfuur uit die CNC. Maar nadat dit uit die CNC kom, moet daardie halfuur materiaal beslis buite geskuur en gevuil word. Wat ons materiale betref, eenvoudig. Dit neem ongeveer 40 tot 45 minute in die CNC en ons laat geen skaafsels of bramenarens nie. As jy binne-in kyk, is dit so skoon. So jy kan nie eers 'n gereedskapmerk sien op die materiale. Geen afwerkingsproses word op die loop, die meganisme of enige ander deel van die wapen gedoen nie. Jy kan ook so na die loop kyk.
Die loop word ook in ons eie fabriek vervaardig. So, ek weet nie of ek dit kan wys nie. Hierdie patroonkamer word ook so ingesit. 'n Dubbele hele se veer word gebruik. Hierdie deel is staal. Om die slagpen uit te haal, moet jy eers hierdie verwyder. Tweedens moet jy ons grendel hier verwyder. Is dit so sigbaar? Ek dink dit is sigbaar. Derdens moet jy die pen hier uithaal sodat jy die slagpen kan verwyder. Hierdie is 'n model waarop 'n rooi kol gemonteer kan word. Behalwe dit, die verkoeler en knaldemper. Ons het 'n visuele patroon beskikbaar. Wanneer die slagpen in is en ek dit so span, is daar 'n slagpen aanwyser. So, ons slagpen is gespan. Dit beteken daar's 'n ronde in die look. Weereens, wanneer daar 'n ronde hier is, kom dit uit. Soos jy weet, die uittrekker oefen druk uit. Die bokant van die uittrekker is met rooi verf geverf. En dit wys vir ons dat daar 'n ronde in die loop is. Of verduidelik dit hede. As ons by die raam kom, het ons hierdie polymeerraam of eerder die raam in 3 jaar bereik. Dit is ook weer 'n rou materiaal wat amper 6 keer duurder is as die materiaal wat deur baie maatskappye as standaard gebruik word. En dit het ons 3 jaar geneem om hierdie materiaal te kry. Wat wil ons hê? Wat wil ons hê moet die eienskappe van hierdie materiaal wees? Of eerder, ons het kriteria gehad. Hier kriteria was: 1. Dit moenie vog absorbeer nie. 2. Dit moenie vog afgee nie. 2. Dit moet slagbestand wees. 4. Dit moet hittebestand wees. Ons kon hierdie 4 rou materiaal, oftewel 4 eienskappe in hierdie materiaal vind. Weer eens, ons kan nie 4340 staal in Turkye kry nie. Dit kom weer van die buiteland af. Soos ek net nou genoem het, is hierdie materiaal ook nie sommer in Turkye beskikbaar nie. Dis nie iets wat jy sommer in die agterstraat kan gaan koop nie. Dit is ook weer 'n spesiale materiaal. Ons laat dit weer van die buiteland afkom. Hierdie ook. Die kwessie van nie vog absorbeer of afgee nie, is dat in warm en koue weer, insluitend staal, dinge uitsit, soos julle weet. Dit beteken dit sit uit en krimp. Elektriese drade hang in die somer laer en trek in die winter op, soos julle weet. Die meeste rou materiale, insluitend staal, ek herhaal dit dalk, maar dit absorbeer vog en gee vog af. Ons het gesê dit moet nie vog absorbeer of afgee nie. Oepom, sê ons stuur dit na 'n plek met 'n gematigde warm klimaat. Dan gaan ons materiaal uitsit. As ons dit na 'n koue klimaat stuur, gaan ons materiaal krimp. En omdat ons toleransies hier baie klein is, sal enige wapen onvermydelik vashaak of knel. Wanneer jy die meganisme beweeg, sal dit teen die plastiekraam slaan, of by baie wapens sien ons dit. Hierdie deel hang dan so afwaarts. Ons wil duidelik nie so iets aan ons wapen hê nie. Miskien weet ek nie wat die eienskappe van die materiaal is nie, maar wat duursaamheid betref, as so 'n materiaal buig, beteken dit vir my, volgens my, dis nie 'n geskikte materiaal nie. Die druktoestande vir normale materiale is tussen 180 en 220 grade. Die druktoestande vir hierdie materiaal is egter tussen 280 en 320 grade. Wat beteken dit? Dis 'n materiaal wat bestand is teen hoë hitte. So, by hoë hitte, hoekom wil ek hoë hitte hê of hoekom wil ons hoë hitte hê? Met vinnige skote maak nie saak hoe warm die wapen word nie, die boonste deel is plastiekmateriaal en dit moet nie smelt nie. En die materiaal moenie sag wees nie, want met sagte materiaal, met elke skoot slaan die meganisme hierteen, soos julle weet. Wat gaan gebeur as dit slaan? By hoë hitte gaan die penne ook warm word. Wanneer dit warm word, gaan dit hier begin losraak. Hierdie gat sal begin uitset, bedoel ek. As dit warm word tydens die vorentoe en agtertoe beweging, sal jy niks hiervan op hierdie raam sien nie. Dit is dus 'n duursame en werklik baie goeie materiaal. Plus, wanneer ek praat van slagweerstand, probeer ek dit so buig. Ek kan dit glad nie buig nie. Ons het nog 'n video. Dit is 'n materiaal wat druk en slaan, wat ons chop-chop noem, of eerder die chop-chop masjien. Daarmee, sonder hierdie binneraam, die mees sensitiewe deel, niks hiervan is daar nie. Ons slaan hierop, ons probeer dit breek. Ons kan dit nie breek nie, ons word moeg, maar die materiaal word nie moeg nie. Daarom is hierdie materiaal vir ons onontbeerlike materiaal.
Weereens doen ons self die inspuitgietwerk van hierdie materiaal. En alsabie, en nadat die materiaal gegiet is, word dit op geen manier aan enige apparaat of vormingstoestel gekoppel nie. Ek bedoel, baie materiale word so na gieting vasgehou, 'n knip word hier gemaak, sodat dit nie hier onder loskom nie. Sodat hierdie deel nie so uitstaan nie, word dit in 'n klem gesit. 'n Toestel word in die magasyinholte gesit, sodat dit nie vernou of van vorm verander nie. Ek bedoel, sodat dit nie 'n ander vorm aanneem nie. Hierdie materiaal is egter ons materiaal wat ons direk na montering stuur nadat dit uit die inspuitmasjien kom. Dit word op geen manier aan 'n vormingstoestel gekoppel nie. Die agterste kussentjie kan verander word. Ons het 3 kussentjies, genoem klein, medium en groot. Jy kan dit volgens jou hand aanpas. Die magasynknip kan aan weerskante verander word. Dit kan van hierdie kant afgehaal en aan hierdie kant gesit word. Dit het 'n opsie en kenmerk wat ons linkshandige vriende ook kan gebruik. Die magasyn wat ons in die wapen gebruik, is die C75B magasyn, wat geskik is vir die C75B wapen. En dit word deur Meggar vervaardig, dit is Italiaans. Wel bynewens is daar ook 'n maatskappy genaamd ACT. Dis ook weer 'n Italiaanse maatskappy. So afhangende van die bestellingsstatus of op produksiestatus, volgens die spertye, koop ons magasyne soms van ACT en soms van Meggar, van 2 maatskappye, 2 Italiaanse maatskappye. En vir ons produk. Jy sal vra, hoekom Italiaans? In ons oë is nie magasyn, daar's 'n wapen, geen magasyn, geen wapen. So hoe beter die magasyn is, hoe meer ondersteun dit die kwaliteit van jou wapen, hoe sal ek sê. Ek bedoel, ons het die wapen uitstekend gemaak, maar as ons magasyn nie van die verlangde kwaliteit is nie die regte afmetings het nie, wat weet ek? Die vorm, die voorkoms, die laai van koels, die werking is nie reg nie. Dan sal ons wapen sal ophou werk. En omdat ons nie so iets wil hê nie, as ons 4340 staal in die meganisme en loop gebruik, probeer ons die beste materiaal in polymeer gebruik. As ons dit doen, het ons hierdie keer probeer om die beste magasyn te gebruik. As 'n geheel gesien, hier is ons veiligheidsmodel, ons veiligheid. Sneller veiligheid. As ons hier druk, trek die sneller, maar as ons nie hier druk nie, maar van die kant af, so, sal ons sneller nie trek nie. Hierdie is vir wanneer jy die wapen vinnig uit jou gordel trek. Dis 'n sneller veiligheid, sodat jy jouself nie per ongeluk skiet, of die sneller in 'n ongewenste posisie trek nie. As ek gaan skiet, sal ek presies in hierdie posisie wees. Wanneer ek die sneller druk, sal die skoot afgaan. Andersins, as ek van die kant af druk of vinnig trek, gaan dit nie af nie. Dan is daar iets anders waarin ons aandag gee, of wil hy jy moet oplet. Met hierdie beweging, selfs as ek dit baie liggies los, moet dit steeds in hierdie posisie kan sluit. As jy opgelet het, doen ek dit so. Kan u enige skaafmerke of krapmerke hier sien? Daar's niks. Dan het ons byvoorbeeld hier 'n vense dikte in 'n UMAP. Die rede waarom ons dit daar gesit het, is vir skiet. Om die 3 punte baie beter en in 'n kleiner area te kan groepeer, tydens teikenskiet. 'n Rooi kol kan opgeset word, 'n laser kan opgeset word, die herstelafstand. Ek het dit weer gespan. As jy opgelet het, is dit 'n ideale herstelafstand. Nie te lank nie, ook nie te kort nie, want te kort is heeltemal te gevaarlik. Kom ons sê eerder, dit is soos dit moet wees. As u ons wapen iewers teekom, is dit iets wat nie beskryf kan word nie, maar gevoel moet word. Nadat jy die speling uit die sneller geneem het, raak die sneller baie liggies. Jy kan slegs die sensitiwiteit van die oppervlak tussen die sneller en die slagpen voel. Dit gaan glad nie met 'n klik, klik, klik af nie. Daar is 'n skoon oppervlak. Jy sal verstaan wanneer die slagpen gaan val. Andersins wonder jy of dit gaan afgaan of nie. Met iets, hoe sal ek sê? Wel, jy sal dit nie sneller voel. Ons sal die vra om dit te toets wanneer u ons wapen teekom. Behalwe dit, het ons 3 rame beskikbaar. Eintlik is daar 4 kleure beskikbaar: swart, grond, grys en groen. Jy is nie een van hierdie Cerakote bedek of geverf nie. As jy so kyk, wanneer jy die materiaal sny, kom dieselfde kleur weer van binne af uit. Dis. Ek het hierdie grys kleur met 'n mes aan die kant so weggekrap.
onder dit kom gryswee uit. So ons doen die rou materiaal direk. Ons het dus kleurmengsels. Ons meng dit sodat dit reeds gekleur uitkom. Ons laat geen bedekking opsit nie. Dankie dat jy na my geluister het. Hoop om jy weer te sien. Lekker werk.